Kom ons sluit ons oë en dan bid ons net saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons harte is gebo in U teenwoordigheid vanoggend. Ons besef dat U die almagtige, die heilige en die onbeskryflike en grote God is. Wat is 'n mens in U teenwoordigheid? Vader, ons is niks en U is alles. Ons sidder om te dink hoeveel ons kort kom. Maar dan dank ons U vir U liefde. Dankie vir wat U besig is om te doen in die lewens van U kinders. Dankie dat ons vanoggend nog weer 'n kans het om te luister na U woord. Here, kom praat met ons en maak U gedagtes aan ons duidelik bekend. Amen. Ons lees vanoggend uit Rigters hoofstuk 13. Begin lees by, miskien moet ek dalk by vers 1 begin. Ek wil eintlik net vers 8 en 9 vir U uitsonder en dan ook vers 19 tot 23. Maar net dat julle gedagtes weer verfris kan word waaroor hierdie verhaal gaan, dink ek lees ek maar van vers 1 af. En toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lank. Daar was 'n man uit Soria, uit die geslag van die Daniete, met die naam van Manoach, en sy vrou was onvrugbaar, het geen kinders gehad nie. Maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Neem jou dan nou tog in ag en drink geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat onrein is nie, want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareër van God wees. En hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Daarop kom die vrou in en spreek met haar man en sê, 'n man van God het na my gekom en sy voorkoms was soos die van die engel van die Here, baie vreeslik. Maar ek het hom nie gevra waar hy vandaan was nie en sy naam het hy my nie meegedeel. Maar hy het vir my gesê, kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar. Drink dan nou geen wyn of sterk drank nie en eet niks wat onrein is nie, want die seun sal 'n Nasareër van God wees van die moederskoot af tot die dag van sy dood toe. En dan vers 8 en 9, baie belangrik. En Manoach het tot die Here gebid en gesê, ag Here, laat tog die man van God wat U gestuur het, nog 'n keer na ons toe kom, dat hy ons kan leer hoe ons moet maak met die seun wat gebore sal word. En God het geluister na die stem van Manoach, sodat die engel van God nog 'n keer na die vrou gekom het, terwyl sy in die veld sit en haar man Manoach nie by haar was nie. Ek lees vir u ook vers 19 tot by 23. Toe neem Manoach die bokkie en die spysoffer en offer dit op die rots aan die Here terwyl hy wonderbaarlik handel voor die oë van Manoach en sy vrou. Toe die vlam van die altaar opstyg na bo, het die engel van die Here in die vlam van die altaar opgevaar, en Manoach en sy vrou het dit gesien en met hulle aangesig op die grond geval. Die engel van die Here het verder nie meer aan Manoach en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manoach dat dit die engel van die Here was. Manoach sê vir sy vrou, ons sal sekerlik sterwe, omdat ons God gesien het. Maar sy vrou sê vir hom, as die Here ons wou laat sterwe, sou hy nie uit ons hand 'n brandoffer en 'n spysoffer aangeneem en ons al hierdie dinge laat sien en ons nou sulke dinge laat hoor het nie. Net tot sover. Ons lees in Job hoofstuk 1 vers 6 en 7 hoe dat, en onthou dis in die Ou Testament, die Satan in die teenwoordigheid van God verskyn en die Here hom uitvra oor sy
reis oor die aarde en die Satan dan opmerk dat hy het tog onderneem het en die hele aarde deurkruis het. Ek sê dit net dat u gedagtes kan begin vorm rondom die werklikheid van geestelike wesens. Dan natuurlik in Efesiërs hoofstuk 6 vers 12 lees ons waar die apostel Paulus vir die gemeente in Efese skryf en vir hulle sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste, die demone wat in die hemelruim woon. So baie duidelik is dit so dat daar wesens bestaan wat ons nie met ons blote oog kan sien. En dit het baie nou verband met die onderwerp wat ek vanoggend dalk net kortliks, ek sê kortliks, ek weet jongens doen dit altyd, hulle sê kortliks, dan sit 40 minute of 'n uur. Ek bedoel regtig vanoggend kortliks. Dis nie baie 'n lang boodskap nie, hierdie is basies net die platform van 'n onderwerp wat ek of volgende week of dan by 'n volgende geleentheid met u wil aanroer. Maar waaroor ons gaan gesels is, ons vra die vraag, wat van visioene en gesigte en drome? Wat van visioene, gesigte en drome? En al hierdie dinge het te maak met die geesteswêreld. Vraag is, bestaan daar sulke dinge, dat mense sulke goeders kan sien? Soos ek vir julle gesê het, vanoggend gaan ons net raaklings daarna kyk. Ek sal graag die onderwerp baie verder wil dryf, en ook met u gesels oor nuwe openbaringe. Dinge wat mense sê hulle gesien het in 'n droom, of 'n visioen, of in 'n gesig, en dan kerk toe kom en sê, hierdie is die nuwe openbaring, wat die Here vir my kom gee het, en dat ek dit aan die gemeente moet oordra. En dan van nou af sou 'n gemeente dan in so 'n rigting inbeweeg. Ek wil graag daardie onderwerp ook aanspreek, maar dit sal ek nie vandag doen nie, want dit gaan 'n redelike lang gesprek word, en dit gaan ook beteken dat ons die skrif baie wyd gaan moet ondersoek, en daarvoor het ons tyd nodig. Maar kom ons kyk net vanoggend, net as 'n platform, wat van visioene, gesigte en drome? So die eerste vraag wat ons moet vra, net om op dieselfde bladsy te wees, is wat bedoel ons wanneer ons praat van visioene, gesigte en drome? So as ons bedoel die fisiese sien van 'n sogenaamde verskyning of verskynsel met ons liggaamlike oë, dan sou dit nodig wees dat ons met mense moet gaan praat wat sulke dinge al gesien het. In die ou dae, weet nie wie van julle onthou nie, het hulle sulke mense genoem, hulle is met die helm gebore. En ons kinders het gedink, hulle is met die helm gebore, jy weet nie, maar julle weet, dis nie wat ons bedoel nie. Hierdie mense, as ons hulle vra, wat het jy gesien? Dan sal daai persoon vir ons kan sê, maar dit en so, en dis hierdie saak of dis so. Baie lank terug, baie lank terug, en ek weet nie hoeveel jare nie, ek kan nie presies onthou nie, praat ek met 'n ou tannie, 'n predikantsvrou, wat meen dat die Here haar die hel laat sien het. Die Here het haar weggeneem, deur die hel gevat en van gewys hoe dit daar werk, hoe dit daar lyk, en daarom moet sy die mense in die kerk kom waarsku oor die verskrikking van die hel. 'n Lang tyd terug, kan ek nie sê hoe lank nie, was ek op 'n huisbesoek, besig om met die mense in die huis te gesels, dit was nie mense in die gemeente nie, en besig om met hulle te gesels oor die woord van die Here, om die skrifte vir hulle te verduidelik. En terwyl ek besig is om met hierdie mense te praat oor die woord van die Here, maak 'n jong dametjie binne in daardie huis 'n opmerking. En sy sê, dalk moet ons die dominee vra om met Anna te kom praat. Sou ek nou uitvind en 'n bietjie navraag doen, dat Anna is 'n teenwoordigheid
in daardie huis. 'n Teenwoordigheid wat hulle sien. Ek weet nou nie eers of ek dit moet sê nie, want ek weet baie van my familie kyk die boodskappe wat ek preek op YouTube, en hulle kyk nou. En ek weet in my een tannie se huis was daar klaarblyklik, onthou nou julle sit tussen hakkies klaarblyklik, so teenwoordigheid, dat as jy in daardie huis was, en jy sit op die toilet, met die deur oop, wat ek nie weet hoe kom, jy dit sal wel doen nie. En partykeer, as jy dan in die gang afkyk, dan het die persoon daar verby gestap. Ek sê dit nou grappenderwys, vriende, ek weet nie. Ek kan nie instaan vir dit nie, want ek het nog nie sulke dinge gesien. Hierdie mense wat sulke dinge sien, het iets wat ek nie kan verklaar nie. Wat ek wel vanoggend vir u kan sê, is dat ons as geskape wesens, as mense, is nie veronderstel om kontak te hê met die geesteswêreld. Jy sê, dominee, hoekom sê jy, dit gee vir ons 'n skrifgie, nie vandag. Ek het vir julle gesê, ek wil graag die onderwerp verder neem, wanneer ons verder gaan ek vir julle verduidelik. Presies hoekom ek sê vandag wat ek sê. Ons is nie veronderstel om kontak te hê, om dinge te sien en dinge te hoor, wat in die geesteswêreld gebeur nie. En miskien moet ek iets bysê, en ek sê dit met baie versigtigheid, maar ek sê dit ook met verskriklik baie oortuiging. In die meeste gevalle, indien nie almal, wanneer hierdie verskynings plaasvind, en nou wil ek net in hakkies bysit, wat nie 'n direkte verbintenis het met die evangelie boodskap van Jesus Christus nie, waarvan ek nie baie gevalle weet nie, is dit altyd bose geeste of demone. Maak nie saak hoe mooi hulle lyk nie, maak nie saak hoe pragtig die boodskap is wat hulle oordra nie. Julle weet wat die duiwel doen. Hy doen homself voor as 'n engel van die lig. Ek sê vandag, ek het nog nooit so iets gesien, en ek is die Here baie dankbaar. Want ek weet nie wat met my sal gebeur as ek iets moet sien wat behoort tot die geesteswêreld. En dan natuurlik die skrifgedeelte wat ek vroeër vir julle gekwoteer het, uit Efesiërs 6 vers 12 uit. Ons stryd is, ons stryd teen sonde en versoeking is al reeds so groot, owerhede, magte, bose geeste in die lug, dat ek nie nog kan sien om met sulke verskynings of visioene opgeskeep te sit. Dit is genoeg om te deel met sonde op 'n tasbare vlak, as om nou nog hierdie dinge ook in jou lewe in te doen. Maar nog steeds wil jy vir my vra, maar dominee, wat van visioene, wat van gesigte? En nou sê ek dit met baie versigtigheid. Vriende, ek wil graag ook kaarte met julle speel, as ons van kaartspel mag praat binne die kerk. Is net 'n prentjie. Ek kan met eerlikheid sê, ek het ook al in my lewe drome gedroom. Ek sê dit eerlik, nou weet julle dit. Drome wat so helder was en so duidelik, dat ek in my hart geweet het presies wat die Here vir my sê, in daardie oomblik. Maar dit het direk gekorreleer met God se woord. En dit was op daardie stadium 'n gesprek wat ek gehad het met die Here, deur middel van my Bybelstudie. En ek en Ronald het gereageer op dit, en die seën van die Here het gerus daarop. Ek het dit nie vir iemand vertel nie. Ek het dit nie na die gemeente toe geneem en gesê, ouens, die Here het vir my kom sê. Dit was iets baie intiem persoonlik, net vir my. So ek ontken nie die gedagte van drome nie, glad. Daarom glo ek dat hierdie dinge binne die bereik van elke mens is. En dit is ook baie moontlik om 'n visioen van God te kry op 'n baie eenvoudiger aard as hierdie dinge van visioen en gesigte wat mense sien
in die geesteswêreld. Iets wat my persoonlik sonder einde bekoor, is wanneer die son opkom, of wanneer die son afgaan. Nou hier in Port Elizabeth sien ons nie so baie in terme van kwantiteit, mooi sonsondergange. Soms sien jy, ek onthou daar in die Kaap, op die Skiereiland, sien jy die pragtigste sonsondergange. En ek het hope foto's van sulke sonsopkomste en sonsondergange. En wanneer ek kyk na daardie foto's, dan word ek herinner aan wat ek beleef het van die grootheid en die almag, die skepingskrag van God, toe ek daardie kleure in die hemelruim gesien het. En ek dit afgeneem het en probeer het om die mooiheid daarvan vas te vang deur middel van my kamera. Die kleure, asof met vuur geverf in die hemelruim, die patrone, strepe, golwe, sirkels, asof dit met die fynste versigtigheid deur 'n hoër hand in die hemelruim geplaas is. En elke dag, elke nuwe een is uniek, besonders en van so 'n aard dat ek nog nooit weer so een gesien het. Nie nooit weer so een sal sien. Ek weet die vrouens sal verstaan wat ek sê. Dit is soos boutiekklere. Dit is nie soos Woolies en Foschini en Eckers nie, dit is boutiekklere. Jy stap daarin en jy weet hierdie pakkie of hierdie rokkie of hierdie blousie of rompie wat jy koop, daar's net een. En jy kan maar na 'n partytjie toe gaan of 'n troue en niemand gaan daai pakkie dra nie. Wat is uniek? En dan herinner ek my, wat is net die effek van die strale van die son wat agter die horison verdwyn, in die wolke en die lug. En is wetenskap, want die liggolwe breek, soos dit deur die lug beweeg en teen die wolke vasskyn. En al wat ek besef is, daar is 'n God. En hy is veel groter as net daardie sonspikkeltjie wat in die oggend agter die horison opkom, en vanaand weer agter die horison verdwyn. Ek weet nie, die van julle wat vir my en Ronel dalk 'n bietjie beter ken sal weet, ons het 'n verskriklike toegeneentheid tot die Bosveld. Ek dink aan plekke soos Addo, waar jy kan gaan ry en jy kyk na die diere, die wilde diere en die plante groei. En as jy nou gesout raak, dan begin jy al kyk na voëls. En as jy baie gesout is met peper ook, dan kyk jy na miskryers wat in die pad loop, want jy wil nie oor hulle ry nie. Die pragt en die mooiheid van God se skepping. En wanneer ek daar uitkom, dan sê ek het 'n gesig gesien. Ek het die glorie van God aanskou. Ons was baie lanklaas daar, maar ek onthou die Kruger Wildtuin. So 'n bietjie noord van Skukuza, daar's 'n plek met die naam Satara. In die nag, wanneer die son in sy bedjie ingekruip het, en die nagdiere hulle teenwoordigheid laat hoor, die gehuil van die jakkals. Jog vriende, die nagapies wat vriendelik in die takke roep na mekaar toe. En hyenas wat onheilspellend lag. Miskien rondom die karkas van 'n buffel. En soos ek my ore spits en luister na die doodse stilte en die naggeluide en die skepping toelaat om met my te praat. Hoor julle die woorde wat ek gebruik? Die skepping toelaat om met my te praat. Dan sê ek het 'n gesig gesien. Ek het 'n visioen gehad van God en sy glorie. Dis tasbaar, dis binne die bereik van elke een van ons. Ons het gaan kamp in die Baviaans. Julle, dit raak donker daar. En daar's nie elektrisiteit, dis net jou kamplig. Maar wanneer jy die kampliggies afsit, jy kyk op in die donker hemelruim, dan is dit asof die sterre net hier bokant jou hare is. Is asof jy hulle kan voel hier, skuur. Asof jy net jou hand so kan uitsteek en in die sterre vat. En weer eens sê ek het 'n gesig gesien van die glorie van God, 'n visioen, 'n openbaring van God,
en wie hy is. En ek weet, in daardie oomblikke, soos ek die skrifte bestudeer, en die psalms lees, en ek sien dit, en ek weet, dis die waarheid. Dis alles, wat hier opgeteken is die waarheid. Daar's geen leuen nie. Ek het dit gesien, en ek het dit beleef. Jy kan maar Psalm 19 gaan lees. Gaan lees Psalm 19 en jy sal ook 'n visioen hê. Gaan lees Psalm 29. Die Here sal iets van homself vir jou wys. Gaan lees Psalm 33, gaan soek hulle op. Gaan lees weer deur die psalms. En dan sien jy hoe die Here homself afskilder vir ons om te sien. Jy het nie nodig om kontak te hê met die geesteswêreld nie. Lees die Bybel. Lees die Bybel en sien God raak. En terwyl ek oorweldig word met die heerlikheid van die Here deur my sintuie, wat ek sien, wat ek ruik, wat ek hoor, wat ek voel, besef ek het 'n gesig gesien. Ek het 'n visioen gehad. En dis oneindig meer werd as enige sogenaamde teenwoordigheid. Ek weet julle sê vir my dominee, maar dis baie eenvoudig. Ek weet, maar dit hoort so. Baie eenvoudig. Binne die bereik van elke kind van God. Hoekom moet die Here dan een persoon uitsonder en sê ek wys vir jou 'n bepaalde ding? Hoekom die Here sê jy's my wit broodjie, ek gaan hierdie ding vir jou wys, gaan vertel dit vir die res? Dan voel ek mos sleg. En dis die aansluitingspunt van die volgende gedeelte van my gesprek. Om visioene te sien in die Bybelse tyd. So ek weet julle sê vir my dominee, ons lees in die Bybel, mense het dinge gesien, wat nie opgeteken is noodwendig in die Bybel op daai stadium nie. Die Here het vir hulle goeders gewys. En ek wil graag met julle gesels daaroor en ons gaan dit baie verder dryf as net die kort gedeeltetjie vanoggend. So, wat ek erken vanoggend is die Bybel is vol van plekke waar die skepping in sy heerlikheid beskryf word. Maar wat ons moet opmerk is dat dit telke male die bedoeling van die skrywer was om aan te dui dat dit God is wat agter hierdie openbaringe is. In die Ou Testament is die koms van die Messias op elke liewe bladsy ingegrafeer met 'n ysterpen, en ons kan dit nie uitvee nie. Elke lyntjie, elke sinnetjie kan jy hoor hoe daarna voorspel word dat die Messias, die komende verlosser op pad is. En sy volk sou kom verlos van slawerny, van sonde en die magte van Satan. Ek dink aan 'n baie bekende gedeelte in Hebreërs hoofstuk 1 vers 1 wat baie duidelik vir ons sê, nadat God baie keer en op baie maniere, hoor julle daai, tot die vaders gespreek het, deur die profete, hoor julle daai woord, deur die profete, het hy in hierdie dae tot ons gespreek, dit is die dae na Jesus se koms, het hy in hierdie dae met ons gespreek, deur sy Seun. Hoor julle dit? Eintlik kan ons nou hier stil staan by Hebreërs 1 vers 1. En hierdie hele gesprek rondom drome, gesigte en visioene totaal geheel en al in die hok slaan. Totaal geheel en al verstaanbaar maak vir almal van ons. En dit vasdruk dat ons weet waaroor dit gaan. En wat van toepassing is op die Ou Testament? Wat van toepassing is op die Nuwe Testament? En wat van toepassing is op die kerk vandag? Net vanuit Hebreërs 1 vers 1. Duidelik, swart op wit. Maar ons gaan dit nie nou doen. Dan is daar natuurlik 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16 wat julle baie goed ken. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot aldaar. Die hele skrif is deur God ingegee. Daar is ons openbaring, daar is ons visioen, daar is ons droom, daar is ons gesig. Die hele skrif is deur God gegee vir ons.
om te verstaan, dis gesaghebbend, dis effektief, dis verstaanbaar, en dit sal sy doel bereik waartoe dit daar gesit is. Die Here het nie net homself geopenbaar vanuit die natuur. Vriende, ja, ons sien die Here in die natuur, en ek het vir julle pragtige prentjies geskilder. Maar die Here vertoon homself op 'n baie spesifieke en direkte manier, deur die woord. Die woord is ons basis. Die woord is die fundament. En al hierdie ander dinge gebeur op die woord as die fondasie. En as ons enige ander fondasie het, is ons 'n dryfsel. En dan loop ons gevaar om skade te ly. Die woord van die Here is so kosbaar. Dit laat my eintlik dink aan 'n baie bekende en 'n ou haleluja lied. Lied nommer 433, en vir die ouer garde, wat ek nie baie van hulle sien hier vanoggend nie, hulle sal nou dadelik die liedjie onthou. As ek dit nou vir julle begin kwoteer, sal julle weet. Jesus naam, lieflike woord. O, hoe soet, o, hoe soet. Skone is geen ander woord. O, hoe soet die woord. Leer ons, Heer, meer en meer. Heer, meer en meer. Leer ons, Heer, meer en meer van u dierbare naam. Dis God se woord. En dis kosbaarder as enige iets anders. Enige iets superficial. Want al hierdie ander dinge is superficial. God se woord is ons fondasie. Ek sluit af. Wat ek opgemerk het, is dat daar wel tye is, wanneer ons aardse mense visioene sien, gesigte sien, drome droom. Ek stry nie teen dit. Het sy dit is deur 'n openbaring van God in die natuur, het sy dit is wanneer jy net stil voor God verskyn met die Bybel oop voor jou. Weet julle, kom ek sê gou vir julle, en ek sê dit nie omdat ek myself iets probeer maak nie, want jy beleef dieselfde. Vanoggend toe ek opstaan, toe is die voordeel reeds oop. Daar waai so vars windjie reg deur die huis. En ek vat my Bybel en ek stap uit op die stoep en ek gaan sit buitekant. Want ek wil bid vir die dag. Ek wil bid vir die erediens. Ek wil bid vir julle. Ek het vir elkeen van julle wat hier sit gebid. Dat julle vanoggend seën sal beleef wanneer julle deur daai kerkdeure stap. Dis waarvoor ek vanoggend gebid het. En weet julle, terwyl ek op die stoep sit en ja, die traliewerk benewel my uitsig. Maar ons kan nie anders in ons tyd. Maar ek kyk verby die traliewerk en ek kyk op teen die hemelruim en ek sien die wolke uitgepak soos grys watte. En ek besef agter hierdie wolke is die son besig om heerlik te skyn. En ek sien 'n gesig van die glorie van God. En ek het groot verwagting vir hierdie erediens. Dis 'n gesig. As Adrian in die oggend uitstap daar oor sy plaas en hy kyk na daai hemel, en hy sien daar kom die sonnetjie in hierdie welige woud wat groei daar. En die diere wat stap in die veld, en het hy 'n gesig gesien. 'n Visioen van God in sy glorie. En vanaand as ek my koppie op die kussing neerlê en ek maak my oogies toe, en ek raak in die slaap en my gedagtes is vol van die heerlikheid van God wat ek in sy natuur gesien het en alles wat ek gelees het in die Bybel, dan is dit nie vreemd nie en kan dit gebeur dat ek vanaand ook daaroor droom. En iets in my droom sien van die heerlikheid van die Here. Maar die belangrikste is, hoe reageer jy daarop? Wat doen jy nadat jy hierdie baie eenvoudige droomgesig of visioen gehad het? Dit is vir my verskriklik interessant as ons Rigters lees. Rigters 13 vers 22 tot 23. Manoag se reaksie. Sekerlik, ons gaan sterwe, my vrou, want ons het die heerlikheid van die Here gesien. Dit is vir my interessant hoe blasé mense vandag oor drome, gesigte en visioene is. En asof hulle net in die kerk opdaag en vertel hoe hulle hierdie goed gesien het en met die Here gepraat het
en so lukraak met die Here omgang gehad het. Vriende, dis nie waar nie. Maar Noag het besef wat gebeur wanneer jy die Here sien. Jy sal sekerlik sterf. Dank die Here dat hy nie van aangesig tot aangesig aan hulle verskyn het. Daaroor sal ons natuurlik verder by 'n ander geleentheid gesels. Wat Noag en sy vrou wel gehad is heilige respek vir die Here, 'n agting vir sy glorie en grootheid, 'n nederigheid met hulle aangesigte op die grond, niks om op te noem nie. Net genade. Amen. Here, ons heilige Vader, U wat hoog troon in die hemele en laag neerbuig om Uself aan hierdie eenvoudige en kleine mensdom te kom openbaar. U wys Uself aan ons deur U woord, die Bybel. U wys onsself op 'n baie meer algemene wyse in die natuur. Ons sien U stempel afgedruk op elke geskape wese en ons weet dat U bestaan. En U bestaan nie net vir 'n oomblik nie, U bestaan van ewigheid tot ewigheid. En ek dank U, Here, dat ons ook in hierdie oggend 'n openbaring kon gehad het van U glorie. Die dinge wat ons gesien het in ons geestesoë was 'n visioen, dit was 'n gesig. Wat ons gedagtes het ons meegesleer na dinge wat U pragt vir ons afskilder. Help ons, Here, om naby aan U te bly, nederig aan U voete. En ek wil saam met lied nommer 433 vanoggend erken en bely, leer ons, Heer, meer en meer van U soete naam en van U lieflike woord. Here, doen dit vir U glorie en doen dit vir U eer. Amen. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons hemelse Vader, en ook die teenwoordigheid en die invulling, volheid van God se Heilige Gees by elkeen van ons bly, tot ons weer mekaar sien. Amen.